Vandag is die geleentheid vir ons om te kyk na the fruit of the Spirit. Galatians 5, verse 22 to 23a. It's going to be the key verses, but we're going to read from Ephesians chapter 5 later from verse 25 to 33. And we are speaking today about the fruit of the Spirit, but number one is love, okay? Because this is what the verse of Scripture says. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. That is the fruit of the Spirit. Nou, met ander woorde, iets wat vrugte dra, gewoonlik kyk ons daarna as 'n boom wat vrugte dra. Nou, jy gaan nie by 'n appelboom lemoene kry nie. En jy gaan nie by 'n lemoenboom appels kry nie. So, nou sê dit hier, as ek gevul is met die Gees, dan die sal die vrugte wees wat ek gaan dra. As ek ander vrugte dra, dan beteken dit eenvoudig dat ek is nie gevul met die Gees nie, want ek dra dan nie die vrugte van die Heilige Gees nie. So dit is wat ek sê, as jy gevul is met die Gees van God, dan sal 'n mens in jou kry en van jou kry liefde, laat ek dit maar liewers by Engels hou, love, joy, peace, forbearance, which is patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Die is die opposite. Ek kan nie verwag dat ek by die appelboom lemoene gaan kry nie. So die is die opposite. Love, hatred, joy, anger, at peace or at war, forbearance, which is patience, or being impatient. Nou, ek wil net sê, kyk net mooi rond wat se vrugte mense dra en wat se vrugte jy dra. Kyk na jouself en sien. Kindness, to be rude, lelike maniere hê, goodness, evil intentions, faithfulness, being unfaithful. Those are things that are so common in the life of Christians today. Hulle dra verkeerde vrugte. Ons dra verkeerde vrugte. Want ons kan onsself soms nie kontrol nie. Soms sal 'n mens nou sê, iemand het sy temper verloor. We are not temper losers. Ons is oorwinnaars. So we are not losing tempers. En veral in die kerk verloor 'n mens nie jou temper nie. Luister, baie keer is dit so dat mense trots is op die feit, hulle sal nie met my lolly, want hulle is almal bang vir my. Want hulle gehoor miskien hoe jy praat, en hoe lelik jy soms met iemand anders is, en nou dink aan ander mense, laat ek maar uit die pad uit bly, want die persoon het lelike maniere. Goed, so nou wil ek net vir julle terugvat na wat ons gedoen het tot dusver toe. Ons is nog mos altyd besig om te praat van die Heilige Gees, en vandag is nou net die tyd om te praat oor die vrugte van die Heilige Gees. We looked at divine love some weeks ago. Love that worships God, according to John 4 and verse 24. Love that waits on God, Isaiah 40 verse 31. And then love that works for God, Mark 16 verse 15. Then we looked at dedicated love, love for our friends, Matthew 22:39, and then love for our foes, Matthew 5 verse 44, and then love for the friendless, John chapter 13 verse 35. And now for today, the main heading, domestic love. Domestic love, Ephesians 5:25 to 33. Well, it speaks about domestic family love. Church family love will come out, okay? Your family in your home, but also your family at church. Domestic love. And this is what the verses are saying.
Ephesians chapter 5, 25 to 33. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Verse 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Verse 29, after all, no one ever hated their own body, but feed and care for their body, just as Christ does the church. Verse 30, for we are members of his body. Verse 31, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Verse 32, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and his church. Verse 33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. That includes the church. Okay, the church family. Each one of us must respect one another. So I say Western Baptist Church is the body of Christ. He is the head. Jesus is the head of the church. Now, just as the husband is the head of the home, so God is the head of the church. Jesus is that head of the church. So, what is domestic love? In Christian terms, it's love between a husband and a wife. It's love between parents and children. It's love between brothers and sisters in the home. That is all called domestic love, homely love, family love. And that started when two people, a husband and a wife, or a man and a woman, the day they said, I do, that home started. And that is how domestic love should grow now when there's children that are being born and so on. The whole family are in love with each other. So it's important to note it started on that day, but for many of us, that is just the legal part. There was the time before you got married, when you loved each other. And then, baie van die manne en baie van die vrouens wat ek al mee gepraat het, die dag van die troue, lyk hulle baie onseker, doen ek die regte ding. Dan is het nou al verby, hulle het nou al die reëlings getref. Een oggend, so hier by 6:00 op 'n Saterdagoggend, ek moes die middag mense trou, 6:00 die oggend kry ek 'n oproep van die vrou wat gaan trou se ma bel vir my. Sy sê, pastor, die troue is af. Ek sê, hoe nou? En destyds, met die bietjie kennis wat ek het ek nou al in die week gesit en vorms invul en my boek is al reg, alles is gedoen en hulle hou nie daarvan dat hy foute maak in die boek nie en dat hy nou aan die eind van die dag moet 'n lyn oortrek en sê cancel nie. Nee, hulle wil graag hê jou boek moet reg wees wanneer jy jou goed inbring. So ek sê, kyk, ek het die counseling gedoen, ek het saam met hulle gepraat, hulle was al twee gereed geweest. Ja, maar daar was 'n stryd geweest gisteraand. Ek sê, kyk, ek kom deur en ek ontmoet saam met die twee en ek praat nou weer saam met die familie en so aan en die troue is toe weer aan. Maar daar kom onsekerheid in mense se lewe, maar wanneer jy committed is en geteken het en gesê het, die vrou is myne, die man is myne, dan behoort die liefde net te groei. Maar nou is dit dieselfde ook in die kerk. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, die dag toe hy oorkom neem het in my lewe, die controls oorgeneem het, toe ek 'n commitment gemaak het aan hom, dat ek gee nou my lewe aan U. Toe bedoel ek besigheid, ek bedoel 'n saak is aan die gang, ek gee myself nou vir die Here, en ek kan nie nou omdraai nie. Mense het al vir my gesê, pastor, in my life it was only for a season. Nou ek weet nie, vir my is die season
not even till death us do part. Want ek sê vir mense, in baie aspekte is dit so dat huwelik vergelyk word soos die Bybel dit ook vergelyk met die Here wat sy kerk lief het. En die liefde wat man en vrou vir mekaar het is till death us do part. Maar die liefde wat ons vir die Here het is forever and ever and ever. En sy liefde vir ons is vir eens en vir altyd. Daar breek nooit 'n dag aan wanneer jy kan sê ek is nou klaar met die liefde van die Here nie. Die liefde van die Here gaan aan en aan. So domestic love creates a sense of security. Is goed en lekker om te weet jou partner is lief vir jou en jou kinders is lief vir jou en die kinders is bly dat hulle weet hulle ouers is lief vir hulle. Domestic love is a wonderful love. It gives security. Jy voel amper die persoon sal my nooit seermaak nie. Die persoon is te lief vir my. Dit is gewoonlik wat plaasvind. It is a love that forms a companionship, a partnership in the family. Ons is 'n familie wat saam staan in gebed, saam staan op die woord, saam staan vir die evangelie, saam die naam van die Here groot maak en dit maak vir ons een familie. Net so is dit in die kerk. Ons is tesame. Luister, in 'n huis nie, die een, ek kan nou luister my ma, sy jongste suster, het soos 'n suster van my groot geraak in ons huis. Sy's vroeg daar van haar ma en pa af en ons was nou, my pa was die enigste een wat in die Kaap kom bly het en sy het gaan werk in die Kaap eers en toe het sy by ons kom bly. So, en het was nog, sy was nog taamlik jong geweest. Sy het nie haar standaards klaar gemaak op skool nie, maar sy het daar by ons gebly en ek kan baie keer onthou, sy was 'n plesierige persoon geweest, grappies maak en altyd klimlaggend geweest. Maar my ma se suster, sy jongste suster, het ook daar kom bly. Nou my ma se ma en pa het nou al gesterf en my ma het nou toesig gehou oor haar jongste suster, wat ook soos 'n suster groot geword het saam met my. Maar die ene, luister, sy het 'n paar wange gehad wat sy kan opblaas. En sy's in 'n bad mood op tye, en op tye groet sy nie. En my pa staan vroeg in die oggend op, en dan is hulle besig met hulle koffie en tee en wat hulle alles maak daar so, en jy hoor hulle in die kombuis, maar jy hoor niks, maar my pa raak aan die skel, as hy nie gegroet word nie. Sy groet my nie, en nou skel hy vir ons almal wakker in die huis. Luister, want hy kan dit nie glo, dat iemand in sy huis bly en nie vir hom groet nie. En hy is nou my ma se suster. Sy gaan nie maklik groet nie. En sy's vol moods. En luister, ek het altyd gedink, toe sy trou met hy, sy het met 'n nice ou getrou, hulle is nou al 2 jaar gesterf ook al, maar ek wil die sê, ek het baie dae gedink, weet jy wat sy vat? Die struggle, die is een dag smile en die ander dag kwaad, en die ander dag niks praat nie, en so aan, maar nietemin, hulle het hulle lewe gehad, hulle het eintlik aan die einde van die dag het hulle 5 kinders gehad, hulle eerste baba het gesterf, maar ek wil maar net vir julle dit noem, domestic love is behoort 'n liefde te wees wat omgee. Nou het julle nou al opgelet in die huis, sy is miskien nou in die kamer en een gaan uit, sê maar nou, die een gaan uit en hy sê, vat kom vir my die saam, is lyk asof dit nie so 'n goeie hart is wat nou die koppie vat nie. Sy kan mos jou eie koppie daar gaan sit gaan in die gedagte aan, maar sy vra van my, so in die domestic is daar disagreements, daar's goed wat vir jou bietjie onplesierig en ongelukkig maak, maar baie keer sê sy maar net niks, en sy sê ook maar, laat ek maar die vrede bewaar. Baie keer is dit maar so, maar die gedagte sê eintlik, ek was nie eintlik lus gewees om dit te doen nie. So domestic love is first of all love between a husband and wife, and then the children follows. So this is my point number 1. Domestic love is a love that shows. Met ander woorde, mens kan sien en jy kan dit aanvoel wanneer 2 mense aan die begin lief is vir mekaar.
You can feel that. Ephesians 5:25-33 makes that clear. It shows at home. How do you treat each other? It shows at home. Alles wat die een doen vir die ander een, doen hy met groot liefde. Is asof hy voel, hy wil sy waardering teenoor sy partner uitspreek. En dis gewoonlik wat ek myself aan herinner. Ek mag nie elke dag sê ek is lief vir jou nie, maar ek gaan die ekstra myl elke dag vir jou, om vir jou gelukkig te hou. En dis gewoonlik hoe manne gereeld eintlik dink. Ek weet nie as 'n mens vandag nog manne kry wat dit gereeld doen om te sê ek is lief vir jou nie. As jy nou al hier by 20, 30 jaar se huwelik kom, dan lyk dit my, dit was lanklaas gesê gewees, ek is lief vir jou. Maar dit behoort nooit tot 'n einde te kom nie. Maar in 'n kerk net soveel. In 'n kerk behoort ons vir mekaar te kan sê, ek is lief vir jou. Daar was 'n ou gesang wat 'n chorus wat hulle gesing het, Yes, I love you with the love of the Lord. En daai was die welcome song vir al die mense gewees. I love you with the love of the Lord. Ek wil vir julle sê, daar moet nooit 'n tyd aanbreek wanneer een broer verby 'n ander broer loop, of 'n suster verby 'n ander suster loop en voel ek is kwaad vir jou. Ek wil nie vir jou groet nie. Want dis 'n tragedie wanneer dit wat ons behoort te dra, die liefde wat aan ons behoort te groei, nie meer gesien kan word nie. En die Bybel sê die Christene was vir die eerste keer Christene genoem in 'n kerk waar die mense gesien het, die mense is so lief vir mekaar en hulle werk in eenheid saam met mekaar. Dit was iets wat uitgestaan het in die eerste kerke, en daarom was Christene genoem gewees. So it shows in how we treat each other. Here follow some questions. Ek dink eers net 'n statement maak. Love between husband and wife, and love between children and amongst themselves. Is your love true, genuine, convincing and visible? Is your love true, genuine, convincing and visible? Does your partner feel your love? Of voel die persoon, ek wonder of hy nog my lief het. Ek wonder as sy nog vir my lief het. Is your love worthy of being displayed? Vanoggend het ek nog nie eens gedink aan die boodskap van vandag nie, maar in my gedagte kom dit, dat toe ons altyd uit Garden Village, uit daar in die Kaap, uit Maitland toe geloop het, was daar 'n huis gewees. En die huis se naam was gewees, Liefde en Vrede. Toe dink ek by myself, hy sal nogal 'n mooi naam wees om jou huis te gee. Liefde en Vrede. Hier woon liefde en vrede. Sal dit nie mooi wees nie? Maar dink julle sal dit reg wees? Sal dit paslik wees om jou huis te noem, hier bly liefde en vrede? Nou ja, dit is wat behoort gesien te kan word. As baat nie, jy gaan dit adverteer en dit is nie so in die binnekant nie. Want dra daai huis dan eintlik 'n verkeerde naam. Want binne-in is daar oorlog. Daar stry, twis gedurig, onplesierigheid. Dan kan ek mos sê, hier bly liefde en vrede nie. Is your love worthy of being displayed? Kan jy dit op 'n display sit? Kan jy jou huis se naam so gee? Kan jy op jou kar skryf liefde en vrede? Can everyone see your love for each other? As julle twee so in die straat loop, jy weet as jy jonk is, dan wil jy net die hand vashou. En soms as jy hand om die nek. Maar as jy ouer raak, kyk jy, as jy een nou 'n bietjie die hand uitsteek, dan wonder jy wat dit nou van die hand gebeur. Die hand is lyk asof die hand of af is of die hand is in 'n ander rigting. Jy kry dit. En dan is dit so mooi as 'n mens daai seniors kry wat nog af in die straat kom hand in hand. Sou ons as 'n gemeente daai tipe love kan hê en 'n display dat mense kan sien dat ons is so lief vir mekaar? Are your love without flaws, without hiccups, without distrust? Is your love really the way God wants it to be? Kyk as 'n mens nou by 'n appelboom kom en jy sien man, die appel het seker nou te lank aan die boom gewees of wat ook al, maar hy's vrot, hy lyk 'n bietjie vrotterig en soms is daar wurms in die vrug in.
En soms is dit so met ons liefde vir mekaar. Dit lyk asof die liefde verkoel het, of dit lyk asof dit vrot is, en dit lyk soms asof daar selfs wurmpies in is, want hy persoon lyk as hy persoon vir jou wil beetpak, en sy moet nou versigtig wees. Die vrugte is giftig. Sy moet oppas. Daar's gif in hy vrugte. Nou moet nooit so wees nie. Want ons as 'n gemeente domestic love, the love of Western Baptist Church amongst each other, the members between each other, there must be love. Genuine love, true love that we can display. Miskien moet ons die kerk se naam gee, liefde en vrede. Hier woon liefde en vrede. It is said that the world can see if you truly love your partner. Mense tel dit sommer op. Luister, ek kom soms by huise, dan kan sy aanvoel, haar was seker nie te lank terug 'n stry gewees nie. Sy kan dit sommer aanvoel, die een gee nie so 'n lekker antwoord voor my vir die ander een nie. Dan hoor ek sommer, dinge lyk nie so lekker hier nie. Maar aan ander huise dan voel jy sommer hoe lekker dit is. Die ouers, die ma en pa skep die atmosfeer in die huis. En as dinge nie tussen hulle lekker is nie, die kinders voel dit aan. Die kinders kan sien, dinge is nie so lekker nie. En daarom wil ek sê, we must be able to display our love for each other. Can your in-laws see and admire the love between you, between the two of you? Your in-laws. Ek wil sê, ons het ook in-laws wat sommer hier naby bly, Cornerstone, Bloemendal. Noem dit maar vandag in-laws. Kan hulle sien hoe lief is ons vir mekaar? Dit is eintlik hoe ons behoort te wees. Ons moet uitstraal van die liefde wat in ons groei. Well, we are given the example of Christ, how he loved the church, en julle sal die limits ken. Mense, iemand het eendag vir ons nog jong gereddes toe sê, die kruis sê eintlik die Here se arms is so uitgestrek, en as 'n kind nou vir my gevra destyds was daar altyd die ding van die kinders wat gevra word, how much do you love me? Dan wys die kinders so. En ek wil sê, die Here se hande was so, want hy sê, so lief het ek die wêreld gehad, so lief het ek vir jou gehad. En as jy dit nou kan meet, daar is nie 'n end aan dit. As my arms langer kan wees en daai muur bereik, dan is dit nog nie lank genoeg nie, want so lief het God vir ons gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So husbands, will you go so far as to give your life for your wife? And wife, will you be able to go so far as to give your life to your partner? En sal ek sê, Western Baptist Kerk, hoe ver sal ons gaan? Sal ons die ekstra, as ons nou vandag wil twyfel, ek wonder sal ek my lewe gee? Dan wonder ek, as ek net kan sê, Here, dan sal ek maar net die ekstra myl gaan. Maar selfs dit kom soms kort. Dan wonder 'n mens nou, hoe lief is die een vir die ander, as 'n mens nie eens bereid is om die ekstra myl te gaan nie. So will you just go the extra mile for each other? What I would like to encourage you to do is to often make sure that you love everybody in the church. Luister, ek het nog seker so bietjie meer as 'n week gelede sê iemand vir my, daar's iemand wat hulle nog nooit gesien het glimlag in die kerk nie. Nou ja, ek weet nie, ek lag. Ek sê vir myself, wat kan nie ek wees nie. Dit kan nie ek wees nie. So ek wil vir julle sê, 'n glimlag kos vir jou niks. Maar weet jy wil daai uitdrukking skep, want jy lag nie sommer net vir enige iets nie, en ag, ek wil sê, geniet jou lewe en wees vry en lag 'n bietjie, en woon die aktiwiteite van die kerk by, want daar's baie gelag wanneer ons so by mekaar kom. Soms is dit so dat in die familie is daar iemand wat die ma praat miskien en die pa praat, of iemand praat met hulle so, en dan kom die kind, en die kind sê, Daddy en Mommy, en dan sê hy, wait, I'm speaking here to the uncle or to the aunt and so on, en jy probeer die kind keer, maar ek weet, luister, hier in jou kop sê jy, moenie lastig wees nie man. Nou,
No, that's always how it goes in church. You know, iman sê vir iman, jy weet jy moenie lastig wees nie, maar net op 'n mooi manier. Sê iemand dit. Maar jy kan sien, my maat altyd gesê, die jong bly lastig as dit nou iemand is wat gedurig kom iets vra, gedurig iets kom wil hê en so aan. Moenie altyd lastig wees nie. Maar in 'n kerk moet ons moet geduldig wees met mekaar, ons mekaar se nonsens opeet. Is nie altyd maklik nie, dit proe nie altyd lekker nie, maar luister, gee mekaar 'n kans. Soms sê iemand, die vrou is so onnodig. Luister, ek sê vanoggend was nou vir my 'n mooi voorbeeld gewees. Want ek sê, Melissa was vroegoggend, ek het nou daar vir Arnold vertel daar binne en vir Glenton. Ek sê, sy was 1 o'clock gebel gewees. Maar nou lê die foon vir my wakker. So ek dink gaan sy nou optel of nie. 1 o'clock sê vir my, dis mos 'n ander storie as hier nou, moet nou nie sê ek moet nou weer hier uitry nie, sê my gedagte my. En net toe het iemand op my foon gebel, maar my foon sit ek op sag en hy vibrate net. En hy vibration maak vir my al klaar wakker. Nou, toe dink ek, nee man, ek gaan maar kyk wat is op die foon en ek vat die foon, ek stap maar nou saggies en ek stap uit by die kamer, gaan voorkamer toe en gaan sit nou daar om te kyk van wie se call. En die call is van haar broer. En ek kom toe nou maar weer in, want ek dink, ek het eers te probeer, maar ek sê vir myself, nee, wag, moenie bel nie. En ek kom toe maar nou binne toe en ek sê vir haar, is jou broer wat gebel het. Sy het wakker geskrik toe ek inkom, toe skrik sy 'n bietjie wakker, ek weet nie heeltemal nie, maar sy was 'n bietjie wakker. En toe kyk sy, toe sien sy ook nou is haar broer en sy bel hom. En ek dink al wat ek gesê het is, ja, sy maar slaap en haar kom bel die broer. Okay. Ja, so wat ek wil sê, nou jy weet, jy kan nou maar sê, as jy was iemand lastig geweest van die twee, wie was nou 'n bietjie lastig, maar vanoggend was drama, want as die koeksusters wat gemaak moet word, en sy moet klaarmaak om op, en ek wil haar nie wakker maak nie, want nou slaap sy, so ek probeer nou op my eie, daar in die kombuis klaarkom, maar ek kon nie by die syrup en die klapper en goed wat opgegooi word, ek moet nou vir haar gaan sê, sy moet nou kom help, en toe het sy nou kom help, maar wat ek wil sê is, ek sê nou vir myself, is die man van 30, 40 jaar gelede nie. Ek sal ontstel gewees het op wat gebeur, maar het maak niks meer aan my nie. Ek dink net is 'n blessing om iets te kan doen en om vir haar die lewe bietjie makliker te maak en so aan. So wat ek wil sê is, as 'n mens nou 'n partner het, sorg net dat jy nommer 1 komponent wat jy moet besit en die vrug wat jy moet besit is patience. Jy moet geduld hê. Christian couples must be examples to the world. Everybody must see we belong to Jesus. Do things together. Do things for each other. Motivate each other by loving each other. Do things that will build your partner up and not break them down. Remember, love will bring respect, and respect will increase your love for each other. So it's love that shows. Mense moet die liefde kan sien. It must be a tangible love. Visitors must see that you are in love. Daar's tye wanneer ons by mekaar is, dan sien ons hoe loop ander mense, ander partners, dan sê ons vir mekaar, mense kan sien die mense is lief vir mekaar. Now notice, domestic love is not only love that must show, people must see it, but also it's a love that must be in the church, and it must be sheltered love. Dit moet 'n beskermende liefde wees. Our church is home. We possess domestic love, family love, homely love, true love, genuine love for each other. Ons is so lief vir mekaar dat ons skinder nie van mekaar nie. Ons praat nie sleg van mekaar nie. Ons breek mekaar nie af nie. Our love for each other must show, and we must protect one another.
it must also be a visible love in the church. We have to let go of certain things. As ons mekaar regtig wil lief hê, sal ons moet laat staan sekere dinge. In 'n huis gebeur dieselfde ding. Ek moet 'n paar van my houdings eenkant sit in my huis om my huis liefdevol te bly hou en net so in die kerk. En een van die dinge wat soms in baie kerke gebeur, kom ek sê maar nie hier by ons nie, is groepies wat teen mekaar werk. Mense kry daai in baie kerke. Die groepie is tesame en hulle praat van daai groepie en daai groepie praat van die groepie en so gaan dit aan. Daar moet nie so iets wees nie. The spirit of working against each other must go. Must leave this church. Daar's nie plek vir daai spirit in die kerk nie. No, we speak with one voice. We stand together. So today we bury the competition spirit because we are family, we are one. Let go of this unity. We love everyone the same. We work together in unity. Let go of disrespect. In this family, we respect each other. Outward slander and backbiting, outward everything that is not of Christ. And we show each other that we love each other to the best of our ability. What one person says, everybody say. Die een sê nie so en die ander een sê so nie. Ons as ons hier uit kan, praat ons met een stem. Ons word nie kwaad nie en ek wonder hoe kry ons daai reg? Ons word nie kwaad nie. Ag nee, ons is te lief vir mekaar, ons kan nie kwaad word vir mekaar nie. Ons wil nog kwaad word, maar besef ons ons is mos lief vir mekaar. Nou ja, ek wil sê ons moet by daai plek kom waar ons nou vergeet van daai kwaadwordery. Ons is so lief vir mekaar dat ons net in mekaar se geselskap wil wees. Ons is so lief vir mekaar dat ons nie Sondagdienste wil mis nie. Ons is so lief vir mekaar dat ons nie weeklikse aktiwiteite wil misloop nie. So, ons was Woensdag hier met die spiritual growth class en toe dink ek, daar is baie wat nie daar is nie. En ek wil so graag hê ons as 'n gemeente moet saam groei, sodat ons die een nie so sê en die ander een so nie. Ons moet almal saam gegroei, so ons is almal bewus van hoe ons moet leef. Dan sê ek, jy maak my 'n beter mens en ek maak vir jou 'n beter mens. Almal kinders van God wat mekaar liefhet. Weet jy, as jy so lief is vir jou ouers, vir jou kind is en so aan, dan gaan jy die ekstra myl. Ek was nog een van die kinders, ek weet nie, man, soms dink ek, was ek reg in die kop gewees, maar, want ek sien nie meer dit nie, en ek weet nie, as ek het nog nooit sulke soort goed gehoor, wat ek gedoen het nie. As my ma die dag uitgaan, en sy gaan uit, dan dink ek gaan vir haar surprise. Man, die tyd, daar skrob sy nog vloer, dan vat ek die skropborsel, en niemand het my gevra of gesê nie, dan skrob ek die vloer, en ek maak die plek skoon daar so, by die huis, die kombuis is silwe skoon. As my ma daar inkom, dan sê my ma, ek weet wie die gedoen, sy weet, is my kind wat die gedoen het, daar is anders ook, maar sy weet wie die een is wat skoon gemaak het. Nou, ek wil vir julle sê, die sou dit behoort te wees in die lewe van 'n kerk, van 'n gemeente. Die een doen dit, as ek hier inkom en ek sien die stoele is gepak, die enigste een wat ek kan dink wat miskien sal het gedoen het is Paul. Ek kry hom nog vanoggend nie besig om stoele te pak. Maar luister, dit moet so wees in ons binneste dat ons help mekaar om te groei en mekaar op te lig. Ons tel mekaar op en ons lig een die ander hoër as onsself. Die Bybel sê ons moet ander hoër ag as onsself. Nou ja, hoe kry ons dit reg? Ons verneder onsself en ons vra verskoning wanneer ons verskoning moet vra en ons is bereid om die ekstra myl te gaan om die vrede in ons kerk te bly hou. Ons maak 'n wilsbesluit. Is nie magic wat gaan gebeur nie. Is nie 'n stokkie wat jy gaan swaai nie, abracadabra nie. Is 'n mate van ek besluit ek wil 'n beter gemeentelid wees. Ek wil 'n beter
persoon wees in die lewe van die kerk. Want ek besit die liefde van die Here en ek moet die liefde van die Here uitstraal, deel met ander mense. Ons bly getrou. Faithfully we attend services and cell groups and all department activities. We pray together, we work together, we encourage each other, we help each other, and we are concerned about each other's well-being. We say goodbye to competition, and because we are co-workers, together we evangelize, together we glow for Jesus, and we go for Jesus, and we grow for Jesus. Ons steek nie lui weg in 'n kerk nie. In 'n huis kry mens altyd iemand wat 'n bietjie lui is, wat hy opwas wanneer hy moet opwas nie. Baie keer in huise waar ek gekom het, het ek gesien daar's altyd 'n gestry. Wie moet vanaand opwas? En wie moet afdroog of wat ook al? Wie moet wegpak en al die goedes? Ag, so as soms in huise kry mens baie kinders en elkeen het 'n taak. Maar as die ou nie opwas wat moet opwas nie, dan kan die anders nie afdroog nie en die anders kan nie wegpak nie. So is die werk in 'n kerk. Daar is iemand like om vir my daaraan te herinner. Daar is werk, ja. Daar is altyd werk in die kerk. Maar luister nou mooi. As jy nie jou werk doen nie en ek moet jou werk doen, dan wie gaan my werk doen om te koöpereer? So die storie is elkeen moet sy werk doen wat van hom verwag word. Okay, so dis belangrik. So ons steek nie lui weg nie, ons is nie lui nie, ons is nie vals nie, ons soek nie die splinter in 'n ander een se oog, maar die balk is in ons eie oog nie. Domestic love is so important. It must show and it must shelter. It must cover, it must defend or protect. 1 Timothy 5 verse 8. If a man does not provide for his family, he is worse than an unbeliever. Listen to that. If a man don't provide for his family, he is worse than an unbeliever. Well, husbands must take good care of their families, as all husbands. Net soos die man sy familie beskerm, so beskerm ons mekaar in die Here en ons hoof Jesus Christus beskerm ons almal. Is 'n tragedie vir my as iemand anders vir my by 'n fraternal kom sê, ek hoor by julle kerk was die gebeur en dat gebeur en dit word gesê en dat word gesê van julle kerk. Dan dink ek by myself, nou wie praat uit? Huislike sake is mos huislike sake. Hou jou besigheid vir jouself. Hou West End se besigheid vir jouself. Hoe kan 'n ander man by my sê wat hier gebeur en soms weet ek eens wat hier gebeur het? Want ek weet nie daarvan nie. So ek wil vir julle sê, dis belangrik, dis mos nou domestic love. Domestic love, praat nie uit nie. Luister, we must shelter each other, we must protect each other. We are members, adherents, visitors of West End Baptist Church, en wat gebeur hier, bly hier. Okay? Wat sê hulle, what happens in Vegas, stays in Vegas. Okay, so what happened at West End Baptist Church stays in West End Baptist Church. Moenie nou daar vir Cornerstone gaan vertel wat hier aangaan nie. Luister, dan dink hulle net hulle is beter as ons. Ons is nie hier vir kompetisie nie. Ons doen die werk van die Here. So, maar hou ons besigheid vir onsself. Domestic love. Okay? We must provide physically, materially, spiritually for those in our community and for one another. We must provide. Ek en Arnold is in 'n ernstige gesprek om die sok om by so gou as moontlik op die been te kry. Ek het nog gedink aan miskien by die Holiday Bible Club en dan aan te gaan. Nee, het lyk my ons wil sommer voor daai tyd begin. Want nou, luister, uit die bloute uit kry ek 'n e-mail van iemand wat sok kom by se soek is. Ek weet nie as dit 'n company is of wat, ek sal meer moet uitvind wat hulle kan help en sponsor, maar daar's baie reëls en regulasies wat daarmee te samegaan en ek doen sommer aansoek vir ons kerk. En luister, ek is geantwoord al 2 of 3 keer, hulle soek nog dit en hulle soek nog dit en hulle soek nog dit. Ek het nou al alles gegee en ek bid nou net dat ons gaan aanvaar word, waar ons gaan hulp kry. Maar in die tussentyd sê hulle vir my, een van die voorwaardes is, julle sokkombuis moet al hardloop. Het moet aan die gang wees. En ek sê, kan ons sommer die Woensdag begin nie. Ek sê, man,
ons moet net dit aan die gang kry. Ek sê, nee, ons het begin, ons het nou op die laaste, het ons met die karma deur die strate gery en so aan, maar ons wil graag weer op die been kom hier by die kerk. Okay, so julle moet laat ons nou die ding aan die gang kry, ons moet 'n sopkombuis hier kry, sodat mense wat wil sponsor, vir ons kan sponsor. Our Father wants us to serve and to worship and to love each other dearly, truly, without any barriers. Jy kan maar wat doen, moet ons almal moet hy sê, jy kan maar wat doen, ek sal lief bly vir jou. Jy kan maar my hoe treat, ek sal lief bly vir jou. Soos Batie, jy gaan kwaad wees vir my nie, ek sal lief bly vir jou. As ons almal so sê, dink maar net, hoe sal ons kerk lyk? Kom ons gooi uit. Nou my maat altyd die woord gebruik. Ek vra vir Melissa, is die 'n lelike woord of wat? My maat altyd gesê, smyt uit. Smyt uit wat jy hier behoort nie. En soms is hy ernstig daarmee. Nou ek wil sê daar's 'n paar goed wat 'n mens moet uitsmyt. Hoogmoedigheid moet uitgesmyt word. Valsheid moet uitgesmyt word. Haat moet uitgesmyt word. Ongehoorsaamheid moet uitgesmyt word. Ek wil sê om dit alles op te som, smyt die duiwel uit. Hy behoort nie hier by ons nie. En as hy uit is, dan kan ons mos regtig waar mekaar lief hê met die liefde van die Here. Daar's nog ander dinge, negativiteit, afbreekende geeste, voorbarigheid en minderwaardigheid moet almal uitgegooi word sodat ons almal hy tuis kan voel. Hier in jou kerk, in jou tuiste, moet jy jou skoene kan uitskop en sê, dis mos nou my huis. Wat maak julle as hulle by die huis kom? Eerste ding is uittrek. Luister, ek vind dit swaar by die huis om met 'n lang broek rond te loop. Ek trek eerste ding uit, laat ek in 'n kort broek kom en my skoene moet waai. So as huis, jy moet jouself wees en jy moet tuis voel in jou huis. Die kerk moet soos jou huis wees. Kom ons deel ons liefde met mekaar. Moenie synig wees met liefde nie. Jy het jou liefde gekoop nie, jy kry dit verniet en dan wil jy nog synig wees. Deel dit met anders. Deel jou liefde met mekaar. Respek mekaar en moenie terughou nie. Respek ten alle tye. Vergewe mekaar. Ons het vanoggend weer gehoor van vergifnis. Hoe skaars is vergifnis vandag? Vra verskoning wanneer jy moet. Moedig mekaar aan. Ons almal het dit nodig, daai aanmoediging. Ons hardloop te same in die reis waarin ons is. I need you and you need me. Ons neem mekaar se hande en ons hardloop te same vir die Here. Ons hou mekaar vas en wanneer een moeg word, dan moedig ons hom aan en ons spoor hom aan en ons hardloop weer te same. Knowing that we will never walk alone. My gemeente is saam met my en ons is almal saam met mekaar en ons is saam in die werk van die Here en ons doen die werk van die Here te same en ons kyk neer op niemand nie. Ek sluit af. We cannot love people on the outside. Jy kan nie die sondaar en die mense buitekant lief hê as jy nie eens jou broer en jou suster in die kerk kan lief hê nie. If we don't love domestically, those at home, how can we love those out on the outside? What our church need is love, sweet love. Julle ken mos daai song ook, baie songs gehoor vanoggend. Maar ek het gehoop Janita sal hy song gesing het vanoggend. Maar nietemin, what the church need is love, sweet love. God would love to send many more people in. Hy wil die kerkgebou volmaak, maar hy wil seker maak die mense gaan genoeg liefde hier kry. Regte, ware, opregte liefde. Die mense sal kom. Wie gaan wegbly? As ons nou vandag moet sê, man, kom ons maak maar voorbeeld, hier gaan koek wees vir die hele gemeenskap, dan gaan jy sien hoeveel mense gaan kom. As ons vandag kan sê, hier gaan liefde wees vir die hele omgewing, ek sê vir julle, die Here sal die mense instuur. God would love to send the people in, but He wants us to love one another. The fruit of the Spirit is love. If we don't have love, we don't have the Spirit. Eenvoudig soos daai. Ons sal volgende keer weer verder kyk. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanoggend vir die woord en dankie vir alles wat hier plaasgevind het. Here, ons weet, Here, die diens was lank, Here,
maar die teenwoordigheid van die Here was met ons. En ons dank die Here vir alles wat hier gebeur het. Ons soek, Here, om die naam van die Here hoog op prys te stel, sodat U ons almal na U toe kan trek. Here, ons kom kort, Here. Ek kom kort, Here. Daar is dinge, Here, in die lewe wat Here, ek moet vanoggend sê, Here, kom was my, kom maak my skoon, reinig my, maak my, Here, die persoon wat U wil hê ek moet wees, sodat baie ander vir U kan vind. Here, dat wanneer mense na ons kyk, hulle liefde sal sien in ons en deur ons, en dat dit 'n verskil sal maak in hulle lewe. Seën vir West End Baptist Kerk, Here. Gee dat ons tesame sal werk en tesame die naam van die Here sal groot maak in Jesus se naam.